Alright guys. Welkom terug by die Vermakend Praat podcast. 'n Podcast waar julle vermaak nee en waar ons lekker saam praat. In ons in die Weskus guys nee waar alles baie lekker is en weer eens waar alles baie koud ook is, né? Alles ja man sê elke jaar dis gaan 'n koue winter wees. Maar voel dit vir julle dit gaan 'n koue winter wees of is dit maar normaal vir julle? Nee, ik voel dan nog eens reën niet meer, man. Heb je dat al reën? Hij storm ja. Hij storm. Oeh, hij is ook al. Maar het raakt nog koud, nee. Het raakt Het ook raakt wel. nog vroeger, laat ook. Maar julle sê hy is presies soos die ander winters, niks spesiaal aan die ene nie. Okay. Ik zie niks. Ja, die is een beetje kouder als laatst jaar. Ik is maar ja, hier nu. En hoe okay, ja, hoe voel het vir jou? Nou, het voelt kouder is en. Is dit? Het voelt kouder nu. Okay, guys. Oh, nee, dit is recht, man. Maar ja, guys, nee, julle kan ons kry op YouTube, Facebook en TikTok, nee. En dankie vir almal wat soveel subscribe het en ons follow. En dankie vir die nuwe subscribers, vir die nuwe followers, guys, nee. Julle is fantasties. Nee. Die episode dedicate ons, nee, aan alle mans, nee. Aan alle paas aan buitekant. Net om julle te sê, ons sien vir julle ouens, nee. Wat vroeg opstaan in die oggende, verstaan, en wat laat terugkom. As hy terugkom, maar waar verantwoordelikhede vir hom, en dan mag hy klaar, en mag hy praat oor, en hy moet recht staan, verstaan, because why, dit word verwacht van hom, van hy is een man, nee. So die episode is speciaal vir julle, nee, om julle dankie te sê ouens, nee, vir wat julle doen, en vir wat julle is in die wereld, because why, soms as het maar, jy kry nie dankie nie, nee, maar ons hier vandag wil te sê dankie vir wat julle doen. En ons op die drempel van Vadersdag, baie worry hulle om, maar ons worry om, because why, ek dink ons al vier is paas, is vaders. 100%, man. So ja, nee, so sit terug, en geniet die episode, en ek glo die manne wat ek het, die wijze manne, dis 3 wijze manne wat ek vandag het, ingevoer, local, van Veer, hier om die 3, maar dat is ingevoer, nee. Ek gaan laat, aan my Veer linkerkant, gaan by Wes begin, Wes, net vir die kijkers, die viewers, net so vinnige introduction, wie hy is, man. Oké, hallo, ik is Wesley Poelman, alipad van Langebaan. Thank you. Hi, ek is nou Maurice, hulle noem my Mojo. Ek is nou die jaarkapper hier in Langebanen. Ek kom van Menenburg, op Limpopo ook, wat ek is nou hier in Langebaan. So ja. Yes. Ja, guys, ek is Philip Peters. Ek is van Saldanha, gebore en ingetoe in Saldanha. Yes. As julle elke fiction guys, nee, dat my feit vast is, hy is die man wat verantwoordelik daarvoor is, nee. Maurice. Mozo. Ja, hy is verantwoordelik vir hy. Want elke fiction in julle oorstik is hy die, nee. En daar in die Veer linkerkant, julle moes gehoor, hoe is die aan nou? Op hom sê, baba, kom sa pa, hy het naam, hoe is die aan nou? Dankie, man. Oh my gosh, Dankie, maat. Jo. kry het nog, baie nog. Ja, is hier rechtig, baba, kom sa pa. Dat nou nog. Yo. Die man Ik is heb al in uit de- elkaar de bisagan. Jo. Verstaan? Maar kyk jy op Maar die het wijst stadium. ook van mij hoe min mensen eindelijk van hem weet. Mm. Nee, als hulle niet weet, en ik is Ja. pa of... Ah, Kind moest obviously zijn ma, want zijn Ja. ma is ook moest op op de op die socials. ja. socials. Ja, Verstaan? as ek in die background. Ja. Ah, Die paas maar is pa, haar. die paas Ah, maar is pa. Ja, Pa verstaan. daar is Maar ik is niet zo lief op social media, nee, man. Mm. Nou, Nee, ik was. Maar Maar niet je meer leer, niet. maar je leer, ja. okay. Guys, ek het my klomp notas gemaak vandag man. Ek wil niks mis nie. Ek het myself prepare vir vandag, né? So ek sê, is net 'n easy conversation. Ons gaan praat bietjie oor dinge en even miskien goed van ons bos afkry waar ons met bietjie sit miskien of in 'n skoppe net ons kan vanaand dit van ons bos afkry en ons uit ons kop uitkry, né? Ek dink June sê hulle mos nou Men's Mental Health Month. Dit word wêreldwyd geselebrate en gerecognize verstaan. Maar nie so baie klem op gelê nie because why ons weet mos maar nou, die stigma rondom as dit kom by mans. So by dinge kom aan ons. As jy redelike belangstelling is, okay. Dit kom en gaan maar net, verstaan. Maar as ons in 'n moeilikheid trap, soos met die nuwe series. As as nou nie eens die waarheid nie, maar ons almal is nou in die moeilikheid, verstaan. Vir sulke tipe dinge kan ons gou dan kan ons gou uitblink. Maar voor ek begin, hoe gaan dit met julle? Hoe gaan dit met julle boys? Hoe gaan dit met julle? Kom ons begin vandag. Hoe gaan dit vandag met julle? Soos die mans maar altijd zeker is oké mee, maat. Okay. Yes, altijd.
Dis al. Net Ons op. maak dinge ook, Sê. om het so te sê. Okay. Nee. Maurice, hoe gaan het vandag met jou? Ja bro, jy weet dan net, ek bly net week ook bro. So die ding is die, die man sê hulle gee nie om vir my nie. As ek 'n afdag moet net neem nie, hulle kos my so 4 op 'n tyd. Die fight Ek maar moet in. hulle in. Vas. Ek maak eintlik nou moeilikheid vir hulle vroumense. Maar okay, ek dink as soos ek het 'n passion vir wat ek doen. Ek het vir hele paar jaar wat ek nou hare kap en so. En ek dink as 'n mens 'n passion vir iets het, dan sal jy nie so maar gou moeg raak nie. True. So my responsibility wat ek het is groot op my. Ek meen ek het net gedecide om uit die Kaap te trek en 'n nuwe lewe te begin. En ek is bly ek het 'n ander keuse gemaak. En waar my kinders betref, my oudste ene bly hier by my nou. En die boy en sy suster, hulle is nog by hulle ma in die Kaap. So daai is nog altyd 'n concern vir my man. Ek meen ek lewe comfortable hier en hoe die Kaap nou is. Ja, jy kan nie stress hoe sê as net as jy nou kyk op Facebook en sulke dinge, as net rest in peace en as net hoe daar is nie meer skaamte nie. Soos gestaan was daai vrou geskiet gewees in Menenberg en daai is eens ver van waar ek is. Ek het gebly daar so vir baie jare. Maar hoe kan ek sê nou, ek het baie dinge kon leer. Maar soos ek sê, maar net deur die genade van God wat ons nou net kan sê ons is nog hier. En ons moet aankap soos pas. Ja, steek staan ja, steek staan. True. Ja meneer Philip, hoe gaan het met jou vandag? Ja, guys, ek wil net begin. Nou, het gaan alright met my. Some days good, some days bad. But, so ek sê ons kap aan. Om 'n part of this, joh. Ek het saam met my vriend die konvo gehad. Vir my is dit joh, omdat ek groter raak het sonder 'n pa. Is verskriklik. Ek sal nie sê swaar hè, but is nie so easy soos baie mense sal hê man. Okay. Om 'n seun groot te maak. Okay. Soos jy moet heeltyd gaan op kyk, ek het nou die gesien miskien somewhere. So maybe kom ek implement die by my light hier of whatsoever the case may be. But met hom gaan dit alright. Ek sukkel net om 'n bietjie hoe kan ek nou sê om reg te kom met hom in sens van ek is ook maar baie, hoe kan ek nou sê, ek baie gou kwaad nou en dan man. En jy weet ek kan net aandag nodig. Hy gaan dan almekaar vir geduld my maat. almekaar. So, but in general nice gaan op en af maar nee, is cool. Okay, smart. Kom ons begin sommer. Nee, kom ons begin sommer. Jy het ook al praat van jy het sonder 'n pa groot geword, né? Ek weet nie van julle twee nie. Maar sal julle sê, né, die feit hoe jy groot geword het 'n impak hoe jy kan het groot maak of moet jy die pa nou wees wat jy graag wil hê jou kind moet sien en graag wil hê hy moet reg voor groot word in die huis of het die ding van het sonder pa groot geword of jou pa was daar bepaal daar eintlik hoe jy jou kind gaan groot maak op 'n van die dag. Sal hulle dit sê? Ja. Kyk, ek het vriende wat sonder pa groot geraak het. Wat sukses al behaal het in die lewe wat vir my sê dat hy het nie 'n effek op hulle gehad nie, maar ek voel daar is mense wat nog daai bly of wat voel hulle kon beter gedoen het, maar ek soek 'n rede so ek gaan daai bly. Maar daar kry jy daai wat regtig gesukkel het sonder hulle pa. Die wat dalk hulle pa so loer het met die dood, wat met hulle pa groot geraak het, daai het ook 'n effek. Because op pa was dalk visible of nie. Yes. En jy het daai verlang. So as 'n kind dink ek dit kan 'n effek op jou hê, maar dit kan ook nie. En vir jou sê wat 'n pa is, gaan hy 'n effek hê hoe jy jou kan al groot maak ook. Ek wil my kinders moet in die beste omstandighede ek wil hulle net die beste hê. So wat ek in die verlede oorgekom het of my pa visible was of nie. Dit kan nie effek op my het hoe ek die kinders gaan groot maak because daai het hulle vir ons groot maak het en dit was daar nie tegnologie nie. Vandag is alles daar so jy kan nie jou kind groot maak hoe jou ouers jou groot maak. Because is 'n ander lewe hier buite. So ek dink vir ons is dit tabbig, maar ons moenie dat hy 'n effek het hoe ons kinders wil groot maak. Verstaan jy? Ek het Want het moenie man.
Ons jou kind bedien nie die beste. Dis al. Ek weet jou, ja. Jo, ek dink, ek wou net daar kom. Soos my wat nou nie groot geraak het met 'n pa nie. So my ma was alles. My ma moes gewerk het, my ma moes provide het, en so, hoe kan ek nou sê, jy gekry by family, en so wat is. So, 'n pa wat absent is, en ek dink pa's moet die ding hoor nie, 'n pa wat absent is, as 'n leemte in 'n man se hart, in 'n jong kind se hart, ne, wat forever sal desire 'n verhouding met 'n pa. Because dit het aan my gebeur. You understand? En so ek groot geraak het, en later aan, dan het ek goed gedoen, of, kijk, as ek het desires gehad, man, wat ek weet, die is nie reg. You understand? 100%. Ek weet in my huis was daar nie actually drug abuse nie, but omdat dis 'n leemte in my, en ek sien nou, hey, die ding, ek dink die ding gaan my bietjie lekker laat voel, man. Die ding gaan 'n void vul, wat daar is, wat actually 'n pa moet doen. You understand? So, maak nou voorbeeld, jy het nou sokker speel of whatsoever, en jy het achieve. You want your father to be there. Sy wil hê jou pa moet sien, man, kyk hier na, well done my son. You understand? True. En ek het myself gesê, nou, me raising my son, is amper so, ek wou 'n blueprint gehad. So, nou kan ek sien, okay, nou my pa het vir my so groot gemaak, so ek gaan hy vat, en ek gaan my laat hier so groot maak. So ek het hy gehad, so wat moet ek nou maak? Ek moet nou vir myself leer, en sy ma, nou moet ons lekker saamwerk, especially as haar miskien 'n skriweling was, oor ding. Nou moet ons kyk, hey, hoe gaan ons co-parent? You understand? Yes, Door die beste of my ability as 'n pa, moet ek nou ek moet haar wees vir. Ek wil present wees, man. Het maak nie saak wat hy doen nie, wat hy deur gaan nie. I want to be present. Ek wil hy moet weet, kykie, as hy eendag gaan sukkel, maak nie saak hoe groot hy is, en ek lewe nog. Kon na papa toe. So ek gaan ek het die tyd te gaan laas jaar. So nou ek verlang 'n pa se advice. Ek kon hy gekry. You understand? True. So nou sit ek aan, nou vra ek, hoe nou? En ek het net daai verlang, man, ons sê, dada, jy, ek gaan die finance ding hier, man. So het uit, man. You understand? Dada, ek het advice nodig in die en die. Ja, sis, dada, die kaart al die gebruik. So, ons het gesê as net, hy kaart story. Ek het die selling opgekom, so ek het hy tyd ook, toe verlang ek, ja, sis. Wat sou pa gedoen het? Wat sou sy input hier gewees het? As jy waarheid. So ja, dat is my take op As jy waarheid, a father needs to be present. En as hy nie kan nie, door die beste van sy vermoë om at least op te check. True. Maurice? Ja, ek luister nou vir hulle twee nou. But van my kant af kan ek sê, soos waar ek vandaan af kom, en ek het saam 'n paar groot geraak tot 'n sekere ouderdom. Maar hy was gewees in my teenage jare. En but toe het ek 'n pa bekom, nie 'n physical pa of wat ek kinders gehad op 'n jong ouderdom nie, but ek mocht kyk het na my siblings. Van hoekom die divorce, het my ma een kant toe getrek, my pa een kant toe getrek. Ek was gelos met my suster en my broer. My jongste suster het my ouma na gekyk. En ek moet eintlik my susters die puberty gevaar het, hy is die swaarste vir my gewees. Ja. So ek sal sê, as meer, vir my het ek net research gedoen, toe sê ek, as meer van die generational curse, waar het kom by, as hy terug gaan in die jare in, van jou pa en jou pa se pa en jou pa se opa en daai man se pa en almal die, dan kon kry jy daar's 'n trend, daai ding, as kom maar van 'n lang tyd af. En soos my verlange was altyd gewees, ek en my pa nou seker 'n paar maande terug toe bel ek my pa, maar ek was intoxicated gewees. Toe sê ek my pa, Daddy, ek wil net een ding weet by Daddy, man. Hy praat sa my en ek sê vir hom, Daddy, hoekom het Daddy nog nooit vir my gesê in Daddy se leeftyd dat ja, Daddy is lief vir my nie. Ja. Sê my net hy vandag. En my pa kan my nie gesê het, en my pa het gesê, nee, ek is lief vir julle almal. Want hy kan nie gesê het in my gesig nie. Maar toe kon vind ek uit dat ja, sy pa het nie vir hom so gesê nie. En die ding is die ook, man, wat uitstaan is, daar's baie mense wat groot raak met 'n absent father.
as present fathers, maar nou die ding is, dit 'n present father, hy's in die huis en hy's ook die present. Van hoekom sy gedagtes is buitekant, hy wil nog in die wêreld wees, hy wil sy vriende, hy teen hy as hy gaan op die Cape Flats, sorry nou om die Cape Flats te noem, maar hy's al wat ek basically ken. En daar's kinders wat 6 jaar oud, 7 jaar oud is, hulle was nog nooit in die water verand nie. Hulle was nooit in Canal ook gewees nie. Hulle weet jy daar's 'n interchange taxi wat gaan van hy gaat van Parkwood na Wynberg. Hulle dink hy's die enigste taxi van Parkwood na Wynberg toe. Hulle weet jy as 'n taxi van Wynberg wat gaan na Mowbray, Bellville en van Wynberg Kaap toe nie. Van hulle was nog nooit uit gewees nie. Hulle lewe is elke week as dit dieselfde. So die ding is die probleem wat nou by die huis gebeur, het word nou 'n probleem vir die juffrouens. Society, ja. Ja. Dan is dit die polismanne kan ook nie, want moet die kinders weet jy hoe om die polisman te respek. Die respek is word dit verloor. So ek sê altyd man, soos ek is hier 'n present father, like, whatever my kinders maak hier. En ek sal dit sê soms nou, as hulle my bel, dan sal ek 'n plan maak om vir hulle uit te soort. Alhoewel hulle nie by my is physically nie, maar die ding is hulle weet wie hulle pa en as gaan nie altyd oor daddy I want this or daddy I want that nie. As gaan oor ek sal vir hulle meaningful maak om te sê look, but that is not something you're going to be needing now. Can you wait a bit or can you do this van ek gaan uit in die oggend, soms is ek net moeg, ek slaap nie aan nie. But ek gaan nog altyd uit van as ek gaan sakkie. Daar gaat hier 'n ander man sak vir my kinders. En dan daarvan af ek implement maar net klein goedetjies in hulle wat hulle kan brainstorm en sê kyk as ek eendag gaan sê my daddy used to do this, my daddy used to do that en waar 'n man jou dogters disrespek en sulke goedes. Ek meen dan bring hy nou raak uit jou uit. En so om boys groot te maak, sal ek sê die pa hy moet daar wees man. Despite whatever hulle die gaan nou as in sy verhouding en almal die, maar as swaar van hoekom, ek meen ons mans is meer emotional beings van hoekom, ek meen as die seer gemaak word, sy steek, wat die ding is as die seer gemaak word, het sit by jou en toe ek meen het myself kon leer like worst case scenario, focus maar net op die man, om te sê kyk man, kap maar net aan, but ek kan sê like die vriende kring wat ek het in Menenberg, die man het gestaan by my, hulle het my nie afgedruk of so nie, die tyd wat ek die 'n slegte tyd te gehad het, die mense het nog nooit meer en tot vandag toe is ek nog altyd my vriende, en die is 'n belangrike ding, van sy kan nie sombat nou 'n bietjie speelerig as en so, maar sy moet nou sulke mense het. Hulle moet wees, ja. But hoe kan ek sê nou, ek sal net sê die highlight van hy is 'n pa wat in die huis is. Hy's present, maar hy's ook nie present nie. Hy is iets wat vir my uitstaan. En wat julle nog genoem het vir die feit dat seuns hulle pa's meer nodig het of man sal sê meer nodig as jy meisiekinders sê, maar is belangrik vir 'n seunkind dat die pa teenwoordig is, soos Philip gesê het, vir hy raad, vir hy tipe advies verstaan. Maar nou Wes het 'n meisiekind, jy het 'n meisiekind, Philip het 'n seun, hè? Seun. As interessante gesels gewees op social media, en ook op 'n podcast, toe was jou vraag gewees, kan 'n pa 'n dogter terug vir die girl dates? Hoe terug julle meisiekinders? Jo, ek praat nie dag, dis al, ek slaan nie, ek soos fysieke oor, onthou oor, sommige keer aan te slaan, verstaan, maar ek kan nie, as ek maar net die connectie met die meisiekinders, dis waar die ma weer inkom, die ma kan hy ding gemakkeliker doen, as die pa, maar die seun kan nie, seun kan maar kom, hy kom die maar die meisiekinders is net, sy is net, vir 'n pa, 'n ma sal het weer nie sien nie, verstaan jy, because hy liefde van die meisiekind in die pa is different man, sy kan het sien ook, meisiekind wil meer onder die pa se vleer wees, so nou moet jy waar, wees waarna sy moet kyk as sy groot is, verstaan, okay, wees waar het, hy is jou responsibility, ek het hom, ja.
Maurice? Staan. Ja, ek sal sê kyk ek is 'n old school man net hier. So die ding is nie, ek sal nie my kinders stig nie, maar die ding is nie, my kinders is nou like met die tyd wat ek nou weg van hulle af is. Hulle is meer soos vriende van my nou. So ons het hy level, ons kan praat mekaar en daar's niks disrespek van al kante af nie. Maar my pa het my met my suster wat jonger as my is, hy daar so maar geslat joh. En die ding is die as beheldpak gewees. En as almal as een gewees wat iets verkeerd gedoen het, as almal kan dit pak. Daai is nog hoor gewees uit daai tyd, né? En maar nou kom dit so die ma kom in en die ma sê iets. Maar as die ma iets doen en dan die pa sê iets, as 'n hele confusion. Verstaan jy? Jy weet eens wat om te doen, maar ek het wat ek nou my kinders nou begin groot maak. Wat hulle mos nou nog saam gewees het. Ek het my dogters getiggie. My seun het ek nog regtig getiggie want ons het agterna uit van 'n huis mos hy's gediagnoseer met ADHD. En so ek het altyd ek het frustrated geraak kan ek sê van wat ek hom geleer het like wat hy nou in hy toe gekom het. Hy kan nie adapted aan hy nie. Van daar was gesê sy breinweek aan die kant om en ons moet professional mense gekry het, ek moet 'n portfolio gekry het van hom vir hom by Stellenbosch University wat ek elke Woensdag moet gegaan het en toe hy so ver hy is nou hy word nou 18 in Augustus en die qualities wat hy het kan ek kan nog nie sê as 'n man nie van hy ding nog nie regtig soos 'n man nie Ek hoor ja. maar die ding is die soos hy is baie observant sal ek sê. Hy's baie observant, so daai is die ding wat ek nou kan sê. Ek is net bly ek kan nou daai footsteps gevolg het nou om nie my kinders te tig soos my ouers het gedoen het. Okay. Ja. En gebeur hy baie? Philip, die kind nou sê maar nou, die pa sê iets. Dan gaan hy na die ma toe, die ma sê, nou kom ek kan hy uit, sê die kind, kijk. En dan maar so, hy is meer een uit die ander. Kom hy, of kom jy by IT, en hoe hanteer hy? Kijk, ek sal sê by my enige nee, hy is nog te jong. Hy raak nou eers 3 jaar. Okay. Maar, hy het die neiging, so as ek hom sê, nou, don't do that, dan voel hy wel 'n bawaaigen. Nou, ons ken mos maar ouma kinders en so en so, wat hulle nou maak, ouma sê, moet nou nie slaat nie. Nee. Kerel, ek was verslaan. Hulle het my een dag gevang, hoek, my ma. Ek was goed. Toe schiet my ma my met 'n hamer. Hierdie knikkels. Ek het die, kyk, ek het lang na hy weer gedink, jy, ek nou weer hoekie of wat. Maar my ding sy naam is die, hy sê en so wat, jy nou sê, moet hy hom terug. Buig die boembiet of hulle jonk is, because ek was gebuig. En ek is vandag 'n baie biedig mens, waarvanaf ek kom, of in White City waar ek groot geraak het, nee. Baie mense gebruik mos maar nou drugs. Is 'n cool area, but die drugs flow man. So ek het geweet as ek moet hoog of dik geroek kom hier in die huis. My ma gaan vir my terug. Ja, mag ooit. Uit iets ja. Nou ek het vir myself gesê, nou my seun, ek gaan vir hom ook terug, maar op so 'n way waar hy moet weet wat hy doen is verkeerd. So hy raak nou 3 jaar oud, maar ek sal hom as ek sien hy is te stubborn of 'n ding, ek gaan hom terug because ek weet hy gaan vir hom help going forward. As ek hom nie nou terug, wat gaan hy maak? Môre kom hy by jou laitie. Boom, klap jou laitie of 'n ding. Hy gaan dink is reg. Sien, en hy gaan nie vir hom wil slaan nie want dit is my kind, is my pa se kind sien. Nee. Daai ding is weg. Ek praat gister, praat ek met iemand. Ek sê vir hom, kyk jy, toe ek op die skool was, hoe skool dis wel? Die hoof was Cliffy vraag hom. Toe doen ek iets, né? En omdat Wayback het almal mekaar geken en dis hy is 'n kind en hy het my maalig en hy sê, ek sê ek gaan nou my ouma my ma gesê. Hy sê, nee. Gaan sê. Ek ken jou ouma en jou ma. En is net so, my ouma en my ma sê, slat hom nog. Hy is ooit gewees, ja. Nou sien. Hy was ooit gewees, ja. So, my steeds is dit, nee, bygeboompiet terwyl hy jonk is. Yes. Maurice, kry jy baie hy wat die kind jy sê miskien nie, gaan nie na die ma toe en dan Jee, my bro.
But nou wil hulle na my toe kom. Sy is die soft enetjie nou. Ja, ek is nou die van hoe kan ek sê nou, soos ek sê nou, ek is mos nou nie daar nie. En die swaarste is as wanneer sy sien jou kinders elke dag op 'n video call, elke dag. Maar as hulle voor jou staan, ek het geskrik, my sien is net so groot as my. Jo. Maar die ding is as ek kan nou met hoe kan ek sê met saam like 'n relationship gehad het wat ek kan gebly het mos nou saam met hom en so. Dan sal dit nou nie so swaar gewees het nie. Want ek sien nou hoe groot man ek het gehoor van 'n ander man wat ek saam gewerk het. Daai man het gewerk vir jare vir 'n company en hy het altyd gemol vir die overtime en so. Wat hy se oop maak, dus hy kinders in matriek. Jo. En hy het eens gesien, hulle gaan die high school niksie. Maar hy is bly in dieselfde huis in. Ja. Van hy het net gedink aan week. Nee, man begin siek raak. En hy moet early retirement gevaar het. But soos ek sê nou, ek fokus net op worst case scenario om te sê ek is om my mind mental toe om te sê ek is ek as ek iets gaan doen nie, ek kan nie vir iemand anders gaan sê kyk is jare, hoe kan ek nou sê soos as jy nou 'n pa verloor, ek sê vir jou, ja ek weet wat jy deur gaan, maar ek het 'n pa nie. Ek kan nie, ek lieg mos nou vir jou en vir myself. Ek wou dit sê. So die ding is jy moet altyd dink wat jy sê ook man. En like hoe jy die kinders hoe jy kinders hanteer. Dit is baie belangrik van hoekom ek sê nou as dit nou so kom, hulle kom met 'n broken home uit en daar kom miskien nog 'n pa in en nou moet jy tap dan wat daai man wil sê. En sy sit daar vir en nou sy week jouself hier op die kante. Op een van die dag jou mind al op so ver as het vat jou terug in jou verlede om te sê kyk is jy gaan nou so maak. En sy wil nog 'n keer wees van hoekom dis my kinders. Dis my kinders. True. So op 'n inward ek sê as het is tough, maar as jy steek moet wees vir iemand anders, moet jy eers steek as vir jouself. Sy moet eers in jouself bou om te sê kyk is laat ek maar net vir my kalm hou en laat dinge maar net gebeur, so los dit maar net in God se hande. En as like hoe kan ek sê in 'n plek wat ons nou in bly is dit meer maklik om so iets te doen, maar met die ander areas wat 'n bietjie baie rof is dit 'n bietjie meer tens man. Om te sê sy kan nie nog regtig dink aan daai nie. So daai is nou daai is swaarste. Ik hoor te sê. Ek dink dis want ek nou wil beweeg as die feit dat baie kere sit 'n man met goed aan 'n man se kop en die sukkel met klomp goed nee en dis kom ek gesê die episode gaan my meer oor die mans en dinge waarmee hulle sukkel. En currently wat sal julle sê ek gaan weer by Wes begin gaan so onbeweeg. As jy jouself nou jou mental jou beskryf, wat sal jy sê op die stadium? Hoe is dit nou? Hoe is jou kop nou tans? Hoe voel dinge vir jou? En is jy een wat baie in jou kop is? Of was jy een wat net uitlating het of hoe? Kijk, ek is mos nie nog iemand wat praat man. Ek sal nie sê, yo, ek voel so of yo, ek doen dit, because baie mense sê, dit gaan actually oor die terrastoesies, maar dit is nie dit is oor, as jy met iemand praat oor, sê nou, ek sê vir jou, lots, yo, ek sukkel met dit en dat, nou het ons 'n argument, nou sê jy vir my een, of iets wat ons twee private gediscuss het, nou sê jy dit in 'n argument daar voel ek, nou, ek kan nie los stress met dit, van toe nou. Nou as jy by die punt van, jy gaan maar van niemand sê nie man. Jy gaan maar met die ding deel, myself, elke dag, maar as jy weer kom sê, was het 5 jaar later, dat deel jy nog steeds met die ding. En to be honest, ek weet nie, van toe om van mans te bewys, om ook die goed te praat, want die next man voel jy gaan vir jou lag. Die vrou gaan nie weet nie, because why, jy kan nie, ek sê nie jy kan nie, as jy die goed gaan discuss, miskien met jou partner, is miskien nou verloof of vertrouwd of whatever,
by die argument geval nou kom het so, nou Ja. het julle argument, nou sê sy dit vir jou, nou voel jy, okay. Nou het jy beste Tommy, maar die Tommy gee nie gehoor nie. Of hy gee gehoor, maar hy voel hy is genoeg iemand. Hy voel, moet iemand wees wat gaan meer kan sê of meer kan doen. En dan besef ek as persoon, en jy kan dit met God praat, maat. Niemand anders nie. Daar is 'n mens wat die gaping of die seer of die pyn of die trots in die gedagte gaan wegvat as God, net God kan dit doen. Jy kan maar hoe gaan therapist try, jy kan dit probeer. Jy might as well dan net so goed dan met iemand gaan gesels, as jy met 'n therapist gaan sit. Wat aan 'n therapist jou sê wat jy so nie kan sien. En veral wat 'n baber is. Wat baie gesels hoor elke dag. Yes. Verstaan jy? So met my gaan dit, ek gaan nie sê goed nie man. As dit nou mentally is ek eintlik op 'n baie bad space currently. Maar ek vat dit dag vir dag en dit wat kom wat gaan. Die praat met mental God. statement is hy currently by en God lei jou nog steeds. Even though nou werk hy op sy baardse. Terwyl jy so voel, wanneer jy dink as jy hoopie daar's niks. Dis wanneer God op sy beste werk. Glo ek. Nou die ding van die tipe minds is ook, jy kry dit mos nie elke dag so nie. Jy voel nou oor 'n week voel jy reg, die ander 3 dae voel jy weer. Jy wil eens gaan werk, jy kan nie jou kind aandag hê nie wanneer jy so deep down, maar jy moet. En op die ouene van die dag het ek ook gebesef dat daai tipe goed soos die kinders is die wat jou aan die gang hou. As jy nie daai gehad het, dink ek het jy dalk selfmoord neigings gekry of dalk jy al self doodgemaak. Of selfmoord gepleeg het om het so te sê. Maar ek voel in my personal experience, my kinders het met jou baie diep donkerte gedaan. Net hy wat jy, die tyd wat jy met hulle spend, is tyd wat jy van jouself af weg dalk wil geneem het. En jy besef jy, kan aan my tyd hier invest. En jy moet ook onthou, miskien soos mense wat jou seer maak, of mense wat in jou lewe is, wat nou veel verlaat en jy was baie lief vir hulle, soos mense wat egskeidings deurgaan en nou verlaat sy vrou hom, nou voel hy baie verloor, maar die kind is daar. Sien sy, so nou is daar jou motivering dalk, ons fight vir die ding. Miskien is hy die weg van die duiwel, of dalk is het ook, het moet so wees. Nie net vir jou well-being, maar dalk vir die kind se well-being. Verstaan sy, op die ouen van die dag, as jy kinders, soos ek het 'n foto geplaas met my kinders, waar ek sê, as jy kinders in die wêreld bring, gaan die lewe nie meer oor jou nie. True. En is unfortunately true, my maat. Want nou, 'n vrou gaan sy weergawe het van hoe sy 'n ouer is. En 'n pa gaan 'n weergawe het van hoe hy is. En dis waar die verskil kom. Sien jy, maar jou vraag was, is jy mentally, ek is currently nie. Maar die kinders en God draai nou hier. Baie belangrik. En as ek hier kom, waar ek nou is currently, dan besef ek ook, ek was vir 'n tyd ver van God af. En daar is Here, hoekom die nou dalk weer, sodat ek weer met hom kan kommunikeer, aandag. Hy wil my weer goed wys en sien, jy was te ver vandag. Kom. Op die knie weer, ja. Verstaan sy? Daar is maar hoe ek my goed sien wat ek experience of so, ook ek het 'n mintyd met God spandeer, daar is sy manier van hoe hy van my wil aandag om te kom na hom toe. Sien jy? Smart. Daar is maar uit my personal experience het my man. En die manne by groot bank, die groot manne. Ja, ek sal maar sê ek soos mentally waar ek nou is. Ek sny elke dag moes op basically moes nog mense hare en like die testimonies wat ek hoor. En ek sê vir myself, you know wat, ook ek het die dinge gaan wat ek experience het, kan ek 'n stukkie oordra vir iemand. As altyd 'n stukkie wat ek ook kan dra vir iemand. 100%, ja. En as ek gaan nie in detail, as maar net basics wat ek nou sê, okay, daai was die highlight gewees van daai in my lewe wat ek iets deur gehad het. Kan ek nou sê, kyk eens aan my bro, moenie nou so 'n ding doen nie, bro. Sy dink seker so en so en kyk jy daai vriendekring haar so, kom op ietsie weg haar so. So en like ek so vir my mentally het ek gesien as baie belangrik om mos nou soos ek het 'n fiancé, sorry ding is nie. Sy die rol wat sy speel in my lewe is like
ek het begin dink dat ja, daar's iets fout in my huwelik in. Van sy doen basies niks verkeerd nie. Ons kry nie stryery nie. Ons is sy sit lekker alles net op tyd op Wat moet op 'n wees. plek. Ja, ek voel nie so sleg as jy my sê, ja, why didn't you wash up the dishes, or why didn't your cup is still there, or dan lag ek haar oor. Van ek weet sy gaat eens sê, nog redig terug of so, en vir my, dan dink ek myself, jyne, is dit normaal om so te lewe? Waar alles net so in plek loop vir jou, man. Peace. En dat, ja, die peace, en as net meer kalmte vir my, en like, net in die oggende, good morning baby, hy soen sê, en ons doen baie dinge saam, sy gaat saam my week toe, daar gaat sy nou 'n week begin, daar gaan ons mekaar minder sien, maar as nou mekaar minder sien, dan gaan sy mekaar weer meer mis, verstaan nou, en so sy speel 'n groot rol in my lewe, en so sy is my, like, my beste vriend, en ek sê vir myself, ek sal nie iets optree vir, om like te vaten van juk of whatever nie. Van, ek kan sien, wat is haar intenties, man. Somtyds en dan, like in die begin was het gewees baie swaar vir my, waar, ek meen, sy kom uit a previous relationship of iets uit, maar nou draai sy nog die baggage van jou vorige relationship, draai sy oor, en sy gooi het op die persoon, wat try om jou recht te bring, maar jou mind is agterste voor, en die persoon sukkel om jou recht te maak, en sy wil jou eie ding nog doen, en is het tyd gevat vir haar, om vir my te bring op hy level, om te sê, jy, Peggy, Jesus heb jy by die, en sy is net kalm, maar, ek meen, soos, vir my, ek is nie skaam te praat daar oor nie, maar, like, soos daar's baie vroumense wat ook, soos, die pa se deel ook speel, van as mens nog nie 'n pa nie, hoe doen 'n mens die, verstaan nou, ek het 'n vriend, 'n baie goeie vriend van my, wat, ons is van kleins af, het ons saam begroei, die man het, 2 kinders, wat hy groot mee, een is al nou al, seker 21 of so, of 22, maar, hy het ook die, heftige dinge gegaan, en ek was daar vir hom gewees, maar die ding is die, hy kap nog aan, man, en, sy kan nie relate aan wat sulke mense teëgaan nie, man, so, my liewe nog van nou, soos ek sê, my kinders is nou nie saam met my nie, pad, ek kan nog sê, hulle is nog daar, ek kan nog praat saam met hulle, ek kan die en die, ek kan hulle guide, van een kant af, daar is die disrespectie, en hulle weet, kyk, sê jy, die punt, en, as klas, ek so gesê het, is so, sy kan maar nou hoeveel van my af is, ja, so like, ek sê, like, net 'n shout-out vir die vroumense ook, wat, soos jou man nou, wat, vir jou alleen groot gemaakt het en so, wat ons weet ook nie, wat was die omstandighede, wat die ma en die pa miskien gesplit het en so nie, van, daar was die tye gewees miskien soos nou, wat mans kan gepraat het, saam mekaar oor, wat hulle teëgaan nie, van hoe ek meen, technology, is mos nog, like het zijn so oor die jare, en die tyd was het baie old school gewees, as net hulle vat hulle eie gedagte, hy gaat syp of hy doen die of hy, so, hoe kan ek nou sê, allemaal gaan maar die different stryd kom. True. En ek dink, vir die feit nie, een goeie ding nog as nie, wat ek kan sê, vooral, as ek nog vat in die lijn wat jy in is, Maurice, nie, is, vir 'n man, om te gaan, om sy hart te gaan skeer, en dit is ons belangrijk is, vooral, as het kom by oors mense, om te kom by iemand Maurice, en sy paraat, en hy paraat verstaan, as lekker om aan te sit en te paraat verstaan, en die man luister na jou toe, ek wil sê, hy is altyd so lekker met die foreigners, hulle verstaan nie vir jou, en sy verstaan nie vir hulle nie, maar nou, as Maurice, ek praat Maurice pak vir iets van, verstaan, as jou dag vol lekker nou kom, jy miskien met die babos op, nou praat oors, verstaan, so sulke type dinge, het help 'n man se mental health vir goed, so, ek sou by die man se buite kan sê, as hulle miskien voel ook jou dag, jy gaan skie jou hare, man, vooral by iemand wat ook nee, daar is nou ouens daar,
Nou, altyd iemand wat jokes maak of therapie na buite kan. Is altyd iets wat om jou kopie skoon te kry staan. So, hy sê baie goeie uitlating. So, ek sê glo dat Maurice right is because hy het lekker mense wat rondom as elke dag. Different mense staan. As elke dag dieselfde mense nou kom Wes kon in 'n dag met sy storie, nou kom ek en later met my storie so. It keep on going down die hele tyd verstaan. So, hy's nog as nice. Maar ja, Philip, hoe gaan dit met jou, my maat? Jo. Kegels is. Soos ek gesê net al. As vir my is dit baie is goed af. Goed, dan weer is almost like jy vat 'n paar steps vorentoe. Dan as dit dan kom 'n tyd waar dit net reverse man. Voor ek hy wil praat net. Ek wil gewoon net die ding noem. Die is by wat ons gepraat het net oor die present fathers man. Die ding van 'n absent father, nee, ek het net al genoem. Daar's 'n leemte in jou hart, especially love man. By 'n man. 'n Man is mos nie hy weet nie sommer net liefde nie man. But nevertheless, toe ek my journey met Christ start. En toe besef ek, Frankie, die ding is missing. Ek weet nie hoe met mans te communicate nie. Especially ouer mans. As fyn as ouers soos nou sê die lekker gesê, maar as ek en 'n ouer man alleen kon hê, dan ek kan nie hy doen nie man. En ek vat my terug nê, waar Maurice gesê net al dat jou pa hy expect man, sê net vir my dis lief vir my man. En nou toe ek vir my bekeer, toe ek net hy desire het. Ek wil net van 'n vader figure af hoor hy man. En die eendag het ek die awesome encounter waarin wat ek ook so mentally het af man. Ek sit in die leadership conference en die pastor van die Kaap kom en hy praat man ook oor like so mental goed is en so man wat mense moet deurgaan. En hy bid vir almal nê en ek staan aan laaste. En ek sê vir myself vandag, daai dag vandag het ek net 'n drukkie nodig. Van 'n goed man af. En weet jy wat? Mans is baie in denial. Sy het ook sometimes 'n drukkie nodig. Sy het sometimes liefde nodig, man. En daai persoon besides jou vrou of jou ma, daar's net daai een persoon, man. En hy bid vir almal en hy kom tot by my. Ek staan laaste. Kyk, daai dag. Toe hy lyk so baba, hy mag nie meer druk jy, man sê die Here sê is baie lief vir jou. En ek is ook baie lief vir jou. En ek het nog nooit daai gehoor van 'n man af nie. En hier kom hoor ek die ding en kyk ek huil so lekker hy dag. Ek voel ek was in 'n babe. Dit kom uit dis verlig. Jo, en ek sê myself, is die wat ek het net hy nodig het vir hy tyd man. Maar om terug te kom op die mental issue of sal ek sê nou, ek dink die mense maak genoeg klem op 'n mens mental health. Ek dink hy nie. As niks in die vroumense of so nie. Maar as haar nou ding gebeur, 'n fight of whatever. Sy sal nou sien die mense protest nou gender-based violence, women en het nou gepurple en al die goed is. Maar ek voel die mans kry nie genoeg recognition. En hy van die man is die een wat met die hy's die een wat moet provide. As die puite soort is, waar gaan ek nou weer kry jong, want my kind se skool moet betaal word. Jy moet brood kom betaal. Allei goed is hoop op. As jy nie kan provide nie, jou mental health vat er nog. So nou moet jy gaan plan maak. Nou sê die bank vir jou, sorry, okay, let's go down. Ons kan nie vir jou help nie. Nou begin worry jy. Nou begin stress, anxiety en allei goed. Ek gaan laas jaar, nee, gaan ek die jawere ding. Ek voel in ons Kalk area, ons likes vir depression downplay. Ons likes vir anxiety downplay, because, ek is... True. So, wat happen nou? Ek gaan die ding. En die ding hiet my van 'n kant af. En dis die eerste keer wat ek voel, ek is laag, man. Wat gaat die aan? En ek sien 'n therapist, die therapist sê vir my, maar, soos hy net al sê, hulle gaan nie altyd help nie. En hy help my met die ding, hy sê, weet jy wat, jy experience heel veel anxiety en depression. Ek sê, nee man. Was 'n vrou, ek sê, nee man, dan, jy kan nie wees nie. Sy sê, yes.
En sy gee vir my maar so tips. Hulle het mos nou hulle ways hoe sy moet skryf en teken en wat en dit werk toe vir 'n certain season. Maar dan kry ek vir my is so ewig net die ding wat ek deurgaan. Is back en is fort. Maar ek bly in die depression state, anxiety statement. En omdat ek bekeer is, gaan ek met alles na die Here toe en ek obviously jou mental health is mainly ek voel vir mans as 'n depression, anxiety en goed is wat hy nie kan voor provide nie. It becomes a stumbling block. En die twee goed, especially hy twee goed bekom vir my 'n stumbling block. Maar soos jy net al gesê het, jou seun, soos my, ek het 'n laaitie, nee, en hy ken nie want die as ek vir hom gesien het, dan is amper soos alles change. Jo. But nevertheless, en die Here deel die ding aan my personally. En hy sê, kykie, die ding moet jy aanvat, nee, because die ding is nie meer mental kan sy kan nie jou way inkoopie man. Sy kan nie vir depression wegmaak met geld nie. Sy kan gaan shopping, maar sy kom weer terug na jou huis toe vandaan moet jy alleen lê. So, en God gee my 'n recommendation. Hy sê vir my, vat die ding aan, soos David vir Goliath aangevat het. Goliath het die Israeliete captive hou. Die anxiety en die depression moet dan gaan vir jou captive hou. So sy sal somewhere moet sy 'n mindset maak en sê kyk die ding het nou gebeur en is klaar. So nou moet sy het nou vir my nodig soos jy gesê het. Nou is jy vir God nodig om jou te help met die ding. Die anxiety, die depression, die finance, allerlei goed wat sy voel wat vir jou mentally, want sy kan nie praat aan mans. Sy kan nie aan mans praat oor hy goed. Dis aan baie mense nie. En ek vat die ding aan, Frankie, met hy gedagte, kyk jy, ek weet sy's groot. Ek weet dit al baie mense te feed, baie mense sal dood die anxiety, depression en allerlei goed. Maar nie vir my nie. Because ek se kind van God en ek weet waar kry ek my krag. Dieselfde wat Dawid sê vir Goliat, hey, ek weet waar vanaf my krag kom man. You understand? And that's why 'n klein mannetjie kan so groot giant. Ja. You. So as nog nie wat moet visie, but my approach is altyd die. Here, u wat saam met my is. In die verlede het u baie ding vir my gedoen. U gaan dit weer doen vir my. So my take on mental health is altyd like net hy. Ek is David, jy is Goliath, ek gaan jou fight. Ek gaan jou beat met die krag met wie saam my loop. En 'n support is uiters belangrik. Ek het soos ek kan daai stukkie wat hy noem nie. Hy sê sy praat saam met 'n man, dan hou hy teen jou. Nee, hou teen jou nie. Maar sy vat hom in jou vertroue man. Konsistensie. 100%. Ek vat die een vriend van my in my vertroue. En ek sê van waar is ek in my lewe? En die een dag, hy kom na my toe, ons gesê hartlike. En hy man sy respons, hy gaan haal iets uit wat ek vir hom gesê het. En ek voel vir myself, nee, die is my, ek het gedink is my vriend, die is my vriendie. Hy sê vir my, hey, moenie worry wat sy is hier en daar nie man. Doen so. Gaan teen jou principles. Ek kan mos hy ding doen nie man. En ek besef toe daai dag, nee, maar sy is my vriend nie. So ek kan 'n regter agreement wat hulle gesê het ook op dit dat mens die manne se mentaliteit, especially soos my nou as daar's die song wat sê kom en gaan, so het kom en gaan, but it gets better. Ja, ek weet dit ook. Maar sy het definitief het sy hulp nodig. Sy het iemand miskien nodig wat die pad saam mee kan stap wat sy trust. En nog te beter as jy kan, but with your father. Of whatever religion, pray to the one that you trust. You understand? So, dat is my take op Hy is baie mooi gestel. Ek moet sê, hy is baie mooi gestel. En as ek maar vala nie, het weer baie mooi wat te noem. Kom ek vala wel so ons. Het nou genoem van die dag in die kerk gehuil het en lo vastgehou het. Toe ek vala, regel my antwoord julle drie. Wanneer laat het jy gehuil? En wanneer laat iemand nou weer gesê, wees, ek is trots op jou. Wanneer laat iemand nou weer gesê, Maurice, ek is trots op jou man. Philip, ek is trots op jou man. Net omdat jy wat daar kakak op het, omdat jy baboek maak, net in algemeen wat daar iemand sê, nee, ons ek is trots op jou. So van julle drie kant af, beantwoord my uit twee vrae. Wanneer iemand wil gesê, hulle is trots op jou, en wanneer laat jy nog gehuil? Begin sy by my. By jou ja, ongelukkig. Okay my maat. Jy begin by die deur. To be honest man, ek het nog gestaan so 'n paar drankjies gestoel. Maar daar is hier is haar oog en
die trots op jou, my kinders sê basically elke dag vir my, hulle is lief vir my. So die trots waar ek oor het. Die lief is vir my meer as Hy maak op vir dit So daai maak op vir die, maar ek is trots op jou, het ek beter langlaas gehoor. langlaas. Indere persoon af. Maar die treintjie stoot was nog gisteraan, to be honest, en ek kan praat daaroor van, swijn, True. sien sy? Ja, daar is my antwoord en wat. What is? Ja. Ik praat niet als mijn feiten zit. Ik praat want Ja, ik draai me ding nou, joh, wanneer het ik, like, tranen gestort? Dat was ik een paar jaar terug, zeker. Jo. letterlijk een paar. Ja, ik het zo, na redig, ik het zo hard begonnen geraakt. Waar het komt bij, als like, hoe kan ik zeggen, ik het begin selfish raken, man. In een sens waar, ik ga het laten mensen om mij lopen, man. En, daar is baie keren wat ik kan niet zeggen, ik verlang naar mijn kennis. Like, ik zal likes niet om samen te wis. En die dingen is die, ik is jammer om te praten, je doet mijn kennis, maar dat is wat ik wil Daai leren. is wat, dis 100% En, die dingen is die soos, ik denk eens, ik kan hele, mijn een vriend het nou, een paar weken terug, het ons om begraven. Goeie vriend van mij, aan die Menenbakken. En hij moet die volgende week moet hij gekomen naar mij toe, voor die vakantie. En, ik was bij zijn funeral geweest. Ik heb gehoord, hij is overleden. Als het de tijd gevat om in te zingen, maar ik kan het niet geheel. Daar is een knoop in de keel, daar is een brand in je harten. Maar als lijkt me, daar is niks water, wat kan ik met ooit komen. En als net, hij warm gevoel. En als, ik wil zeggen, als, het kost zo'n, hoe zeg je mens, man? Zij krijg hij masculine feeling, man. Like, zij sê yourself, nee, man. Nou, ik zeg, ja, die tijd wat hij dit geheel het. Hoe zeg je yourself? Ik ga niet weer. Ik ga niet weer. Oké. En ik heb nooit weer naar hij geheel. Oké. En ik heb geprobeerd van Moko. Ik meen, als hij knoop klakker in je kelen. En ze kan zien je oor beginnen water. Maar ik kan niet uitkomen. Dat is voor mij wat ik zo staan. En dan haal ik net zo een paar keer asem en dan gaat hij weg. Kan hy knop weg, ja. En, wat soos ek sê, by die gedeelte waar hy sê nou, wie het my gesê, wie is trots op my, my fiancé sê altyd vir my, sy's like, yo, I'm very proud, sy het my weer vandag gesê, yo, I'm proud of, ek het, deur opgemaak, laat sy 'n week kan kry, sy het vandag een interview, sy het basically die week gekry, my broer wat hier is, saam met my, ons het nooit 'n bond gehad, ek kan sien, hy struggle ook, van hoekom, ek meen, sorry om so te stel, hy kom uit gangsterisme uit en so, maar hy is nou, ons is nou, basically sy 2 jaar, is ons nou saam, en ons het nou hy bond, en, hy het 2 kinders, maar die ding is die, like, hy try baie hard, man, van hy ken nie die wat, hoe het is om, redig te wees vir sy kinders, en iets te gee nie, as altyd tyd was gewees, hy wil iets vat, miskien, van iemand anders en dan vir sy kinders bly maak, man. You see, maar nou, as het like, hy sal 'n plan maak, as hy nie het, hy sal 'n plan maak, as het nou miskien ek is wat nou miskien sal help en so, maar hy sal altyd sy kant te bring, om te sê, kyk, hey, daar is die, dankie vir die en allemaal die, en ek is trots op hom, van ek voel dan nou so, hy het dan nou, hy is streetwise, en hy het meer, sy mind is meer open en het meer gedagte, as my, hy kan van my sê, as ek miskien nou iets verkeerd sê, dan kan hy van my sê, Boeta, maar sy was verkeerd daar so gewees, en die is wat vir my uitstaan, man, en soos like, das respect ook tussen ons twee nie, maar my fiancé, soos hy, sy het vandag sê, yo, thank you very much, man, I appreciate it, en sy sal miskien vir my post, op Facebook, en sy sal post op, WhatsApp, whatever, dan het gister 'n kliënt gekom, hy het, daar kon sy sê, I saw the brochure on Facebook, and I think your missus, she put it there. Toe het ons begin gesels, en like, ons amper soos ken mekaar, en hy praat iets saam met my, wat my fiancé saam met deel,
van, sy is nou 34, maar sy het die kinders nie. En hy het gesê like wat hy teë gehad het met sy vrou, hulle kan nie kan geheer het, hulle het klomp geld betaal en hy het deur die mat geval, hy het die geld teruggekry nie en toe kan ek relate op daai en toe agterna toe soos ons nou so praat en toe kon vind ek uit hy's 'n financial advisor en almal die klomp goedes. Toe daarna toe praat ons vandag weer oor 'n uur oor die foon en daar het alweer my life covers en almal die goedes is alweer betere premiums my gegee en insurance vir my as daar iets gebeur met my arm en almal dinge wat ek nou gedink het die ander plek wat ek nou by gewees het vir soveel jaar het hy my gebenefit van Moko. Hulle het nog nooit gebacktrack om te sê kyk jy sê jy hoe gaan dit daar met jou en as jy nog fyn met die dinge is nog die extra whatever. Daai man gekom en hy man het net so 'n brief gevat saam met my. Toe voel ek so maar comfortable saam met hom en my gesels ons geheer het en toe doen ek dit net so. En soos ek nou sê, soos die ding wat ek oor trots is dat ek my moeder trots maak. My moeder het altyd gebid vir my, ouma het altyd gebid vir my van ek was ookie hoe kan ek sê ek was baie stout ook gewees. In die environment wat ek nog gewees het en so, maar ek het daar uitgekom. But my ma sê altyd sê, Buddha, I'm proud of you. Just for my two sons, you are together, you are safe. En ons sal nog altyd praat, saam mekaar, ek dink, daar is niks, dis respect ook van, hoe kan ek sê, as my ma iets gesê het, as nog altyd, nee, het bly so. Verstaan, so, ja, ek dink ek is op die goeie kante hier, van wat julle is. Ik geloof het, Maurice, ik geloof het. Ja. Ja. Ek is 'n crybaby, guys. Ek ga hier baie gou, like, ek het nog, wanneer, laas week, het is nog Sondag, ja. Ja, maar is ook, like, so jy sê van, jy kan voel, hey, nou raak jy loud 'n bietjie te heavy. So, my way is altyd, ek luister my worship music, or whatever, and then, hy is my way van die release. Kijk, okay, gee dit uit, en, weet jy nie, ek het vandag gepraat saam my weke, of die ou wat saam my week, ek sê vir my, joh, wie sy vang het een ding by die week aan wat verkeerd is, dan is hy in die bedboeks, hulle kyk jy na die 99 stuff wat jy goed doen nie, maar hulle sê nie vir jou nie, joh, maar kyk jy, guys, julle team, ons is trots op julle, dankie vir die goeie weekie, en daar is nog 'n ding wat lek, en ek kan jy nou, want as iemand van my gesê, like, joh, ek is trots op jou, of, ja, en hy sê, en daar is wat 'n man nodig het, Unfortunately, maar dit is so, ek kan nie nou nie, maar ek hou baie, maar ek kan nou nie nou, vir my, ek hou van huil, man, of daar is my way van, ek weet, as ek daar klaar is, gaan ek beter voel, you understand, so, but, die trotspad, ek kan nie nou, En het is so, ja, jy kan klomp dinge reg doen, ek dink, as ek vat Maurice, jy kan miskien nou 90% van die mannen zaken reageren, klaar in persoon misschien, nou wat allemaal misschien bestaan ze. En het is zo belangrijk verstaan voor ons als mens, om met die goed te praten, man, van, zoals jullie al die genoemd, nee, soms ik neem met jou en mij vertrouwen, en net één sterren, dan wil jij me ween, en dan ga je me slaan waar me die zeerste gemaakt, zodat jij nou jouw kan krijgen verstaan. En een man die mij safe space wat een man kan beweren om te praten met die type dingen, nee, verstaan. En guys, voor je klaarmaak, man. Nou, ik denk dat ze bij je inzichtende episode geweest because wij, ik het bij je geleerd bij jullie, man. Nou, bij jou wist, bij Maurice, en bij Philip, definitief ik het bij je geleerd. En ik hoop dat de kijkers ook definitief weer gaan leren in baat gaan. Maar mijn vragen zijn jullie is, nee. Hier gaan bij Philip begint die keer. Wat laat je opstaan in je ochtend? Wat is hij drive? Wat is hij drijfkracht? I like die. Niks anders, guys. Like, voorheen was het, zal ik zeggen, die gesin. Maar van nou is het mij, voor mij, mijn like die. Als ik net nog eens zei, noem wat ik helaas het iets gegaan heb. Als ik je like die reden, die guys, dan was ik als ik al niet jammer. Ik heb van mij, als ik zo kaap door één dag,
of al 'n paar kere toe ek deur die ding gaan, dan voel ek my nou so heavy. Toe maak ek my oë toe, ek hoop nie die week sien die nie. Terwyl ek die bakkie maak ek my oë toe sê, Here, vat my man. Van nou is ek moeg. Maar dan kom hy net weer by my, jy, sy het nog 'n light, ja. You understand? En so, hy is my. Niks anders nie. Because ek wil nie, hy moet groot raak, sonder 'n pa. Soos ek groot raak. So, hy is my. Short and sweet. Okay. En wat sal jy vir iemand nou sê, wat currently miskien in high state of mind is, en wat nou nie miskien iets het nie? Wat het tipe raad sal jy vir so 'n persoon gee? So, jy sê, jy het met jou seun gehad, verstaan, maar wat sal jy oor die algemeen vir iemand sê, wat nou sit met iets, wat bedruk is? Jo, weet jy nee, dan moet something positive is. There need to be something positive. Wat vir jou, kyk na die goeies. Ons is geneig, nee, om te kyk na wat ons het, nee. Maar ons giet van die wat ons wel het. Wat vir ons kan vorentoe vat, you understand? Okay. En last but not least, nee, op jou knieën. My motivation is always, en dis wat ek doen, dis hoekom as ek op TikTok gaan, is net meestal motivation. Ek wil mense encourage buite man. En hoe kan ek dit doen? Ek is op my knieën, en ek wag vir God, en ek vra vir God, hy gee my iets, something positive man. So ek wil iemand na buite sê, kry something positive in your life, en try voorbij kyk. Vat die approach waar David sy mind sift. Nou toe kyk jy, ek begin nie om hoe groot die reus is nie. You understand? Ek het iemand achter my, which is Jesus. You understand? En moet nie iets try approach of try doen, soos jou, kom ek sê jou maag, jou paard doen, try different doen. You try do something different. En, but, prayer, dat is my ding. Jy kan eens met prayer, op jou knieën, from my point of view, op jou knieën, meneer. Okay, thank you man, thank you. Meneer Maurice? Ja, my drive om op te staan, ja, as jylle moet weet, ek het bietjie lyko raak, rerig van, omdat ek nou, moes nou my eie besigheid het en so, as het like, en ek het moes nou nog 'n ou wat moes nou saamwerk saam met my daar. Ek weet hy is daar so. Ek moet 9 uur by die week is. 9 uur daar wil ek nog lê. You understand? En van ek dink die grootste probleem is ek sukkel in die aand om te slaap. Ja. En